Welkom by Môre onder die Soekla, waar ons idees, innovasies en verskywings wat ons toekoms vorm verken, in net 5 minute. Ek is Rian van Vuren, jou gasheer, en vandag fokus ons op 'n tema wat elkeen van ons raak, ongeag ouderdom, loopbaan of agtergrond, die toekoms van lewenslange leer. Lewenslange leer was voorheen 'n goeie idee. Iets ekstra, 'n aandkursus in fotografie, 'n boekklub of miskien 'n tweede taal wat tydens aftrede aangeleer is. Maar dit verander vinnig. In die 21ste eeu is lewenslange leer nie net lekker om te hê nie. Dit is 'n oorlewingsvaardigheid. Hoekom? Omdat die wêreld vinniger as ooit beweeg. Tegnologie ontwikkel teen 'n eksponensiële tempo. Hele nywerhede word gevorm of vervang. Vaardighede wat eers stabiel en bemarkbaar was, raak binne 'n paar jaar, soms selfs maande verouderd. Die halfleeftyd van 'n professionele vaardigheid word vandag op ongeveer 5 jaar geraam. Dit beteken dat wat jy op universiteit geleer het dalk reeds verouder is teen jou volgende werksverandering. So hoe lyk lewenslange leer in die toekoms? Kom ons begin met net een woord: deurlopend. In die ontluikende landskap sal leer nie meer in die vroeë lewensjare gefokus word nie. Die tradisionele model, onderwys in jou 10er en 20er jare, werk in jou 30er jare tot jou 60er jare en aftrede daarna, is besig om te verbrokkel. In plaas daarvan sal onderwys dwars deur jou lewe verweef wees, toeganklik op enige stadium. Jy mag dalk op 45 terug skool toe gaan om data-analise te leer, en dan weer op 60 vir volhoubare landbou, en weer op 75 om klimaatsielkunde te bestudeer. Nie omdat jy moet nie, maar omdat jy kan. Dit bring ons by die volgende sleutelwoord: gepersonaliseerd. Vooruitgang in KI en data-analise maak hoogs aanpasbare leerervarings moontlik. Algoritmes kan ontleed hoe jy leer, wat jou doelwitte is, en waar jou gapings lê, en dan mikrokursusse, selfs onderduikende simulasies lewer, wat net vir jou ontwerp is. Leer sal nie net in klaskamers plaasvind nie. Dit sal op jou foon, in virtuele ruimtes, en in toegevoegde realiteitslae oor die werklike wêreld gebeur. Stel jou voor, jy sit slimbrille op wat jou intyds deur die herstel van 'n windturbine lei. Of 'n taalleertoep wat by jou spraakpatrone en kulturele belangstellings aangepas is. Die lyn tussen onderwys en ervaring sal vervaag. Maar wat van digitale prestasiekentekens? In die toekoms mag diplomas minder saak maak as vaardigheidspaspoorte. Digitale rekords wat verifieer wat jy weet en kan doen, ongeag waar jy dit geleer het. Platforms soos Credly en Degreed beweeg reeds in hierdie rigting en bied kentekens en mikrosertifisering wat draagbaar en stapelbaar is. Hierdie verskywing kan help om die hindernisse tussen formele onderwys en informele leer en tussen akademiese kennis en praktiese vaardighede af te breek. Natuurlik kom die toekoms met sy uitdagings. Nie almal het gelyke toegang tot tyd, tegnologie en hulpbronne nie. Terwyl ons stelsels vir lewenslange leer bou, moet ons ook verseker dat hulle inklusief en billik is. Dit beteken bekostigbare toegang tot breëband, buigsame leerformate vir verskillende behoeftes en ondersteuning vir leerders van uiteenlopende agtergronde en lewenssituasies. Dit beteken ook om te heroorweeg hoe die samelewing leer. Sal werkgewers deurlopend leer beloon of steeds tradisionele grade prioritiseer? Sal regerings middelloopbaanonderwys ondersteun, soos hulle in die kinderjare universiteits doen? Die antwoorde op hierdie vraag sal bepaal of lewenslange leer 'n wydverspreide werklikheid word of 'n luukse vir bevoorregtes sou bly. Maar hier is die geleentheid. As ons dit regkry, kan lewenslange leer een van die kragtigste magte vir sosiale mobiliteit, ekonomiese veerkragtigheid en persoonlike groei in die toekoms word. Dit kan ons help om aanpasbaar te bly in 'n wêreld van voortdurende verandering. Dit kan ons gedagtes skerp en betrokke hou tot op 'n hoë ouderdom
En miskien die belangrikste, dit sal ons help om nie net beter werkers te word nie, maar ook beter burgers, meer ingelig, meer empaties en meer verbind met die uitdagings en moontlikhede van ons tyd. Die wegneem idee. So, terwyl ons vorentoe kyk, vra jouself af, wat is iets nuuts wat jy graag wil leer? Nie omdat jy moet nie, maar omdat dit 'n deur na die toekoms oopmaak. Dis al vir vandag se episode van Môre Nuus onder die soeklig. As jy gedagte of 'n vraag laat ontstaan, deel dit met iemand. Hou die gesprek en die leer deurlopend aan die gang. Tot volgende keer, bly nuuskierig.